Hallo en baie welkom by die erediens vir die NG Kerk van Karasburg. Dis vir Sondag 31 Augustus 2025, waar ons kyk na ons volgende gelykenis. Maar voordat ons daarby kom ons bid net eers saam. Dankie Hemelse Vader vir u liefde en u genade, dat ons ook weer deur nog 'n gelykenis, Here, meer kan leer, kan verstaan en kan ontvang uit u woord, sodat ons ook daardeur kan nader kom in ons verhouding met u. Dat ons ook beter kan verstaan hoe u koninkryk funksioneer, sodat ons ook ons deel kan doen. Dankie dat ons kan weet dat u ook deur hierdie gedeelte vandag met ons afspraak het en met elkeen van ons wil praat. En dit bid ons in Jesus se naam. Amen. So ons teksgedeelte vandag is dan Matteus 25 vers 14 tot 30. Kom ons lees dit saam. Want het is net soos 'n man wat op reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 talent gegee, vir ander 1 2 en vir nog 'n ander 1, vir elkeen volgens eie vermoë. Daarop het hy vertrek. Onmiddellik het die man wat die 5 talent ontvang het, daarmee gaan woeker en 'n wins van nog 5 gemaak. Net so het die man met die 2 nog 2 wins gemaak. Maar die man wat 1 ontvang het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld weggesteek. Na 'n lang tyd kom die eienaar van daardie slawe terug en eis rekenskap van hulle. Die man wat die 5 talent ontvang het gekom en nog 5 gebring. Hy sê toe: "Meneer, u het my 5 talent gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 5 talent gemaak." Die eienaar het vir hom gesê: "Mooi so, goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde." Die man met die 2 talent het gekom en gesê: "Meneer, 2 talent het u vir my gegee. En kyk, ek het 'n wins van nog 2 talent gemaak." Sy eienaar het vir hom gesê: "Mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde." Die man wat die 1 talent ontvang het ook gekom en gesê: "Meneer, ek ken u. U is 'n hardvogtige man wat maai waar u nie gesaai het nie, en wat oes waar u nie saad uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek u talent in die grond gaan wegsteek. Hier is wat aan u behoort." Maar sy eienaar antwoord hom: "Jou slegte en lui slaaf. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en oes waar ek nie saad uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die bankiers belê het, en met my terugkeer sou ek wat myne is met rente teruggekry het. Vat dan die talent by hom, en gee dit vir die een wat die 10 talent het, want aan elkeen wat het sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy het, weggeneem word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die duisternis daar buite, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande." Ons lees dan tot sover. En net weer voordat ons aangaan met die gelykenis, soos wat ek nog elke keer gesê het, onthou dat elke gelykenis gee net vir ons 'n belangrike aspek, 'n enkele aspek, gewoonlik 1 of 2, wat Jesus probeer uitlig oor die koninkryk van God. So as jy die volle koninkryk van God gaan probeer interpreteer in 'n enkele gelykenis, en gaan jouself vasloop, want dit was nooit die bedoeling gewees nie. So dit sal goed wees vir ons om met ander woorde daardie aspek of ding wat Jesus probeer uitlig, juis te navors en dit te bestudeer. Nou laas keer het ons gekyk na die gelykenis oor die 10 meisies, wat ons waarsku om waaksaam te wees, omdat ons nie die dag en die uur ken wat die Here se wederkoms gaan wees nie. En dan begin hierdie gelykenis met die woordjie want. Met ander woorde, wees waaksaam, want. Nou ons het 'n paar gelykenisse gehad wat handel oor 'n bruilof, soos die een waarna ons in die vorige keer gekyk het. Maar vandag se gelykenis is deel van 'n groepie gelykenisse wat geleen is uit die sakewêreld, waarin elkeen van die slawe 'n sekere bedrag geld gegee is om mee te werk. En hier moet ek dit dalk net noem, talent soos dit hier gebruik word, verwys na 'n spesifieke geldeenheid. Nou 1 talent was omtrent 6000 denarius. En 6000 denarius is omtrent 6000 dae se dagloon. So 1 talent was omtrent so bietjie meer as 19 jaar se salaris. En dit is net 1 talent. So dit was met ander woorde ontsaglike baie geld wat aan hulle gegee is. So selfs die een wat die minste gekry het eintlik nog baie gekry.
En 'n mens het altyd gedink uit voetog die ou het net een gekry, maar nee, dit was eintlik vrek baie gewees wat hy gekry het. En in 'n mate dui hierdie enorme bedrag eintlik die verantwoordelikheid wat elkeen moes dra en die feit dat dit so groot was. Deur hierdie spesifieke groep gelykenisse toon en herinner Jesus, weet op 'n manier vir ons ook aan dat die sakewêreld onder die beheer van Christus staan. Dat selfs in die kringe van die wêreld waar Mammon lyk of hy in beheer is, daar tog plek is en meer as genoeg geleenthede is vir Christene om met 'n eervolle en hardwerkende manier om te gaan met dinge, as getroue en goeie diensknegte van die Here. Nou dis wanneer die man dan terugkom van sy reis af, dat ons sien dat daar weer onderskeid gemaak word, net soos met die vorige twee gelykenisse, tussen twee groepe, die wyses en die dwaase. En interessant eindig Jesus weer met die verwysing na buite, waar daar 'n geween gaan wees en 'n geknars van tande. En soos ek by die vorige gelykenis ook uitgewys het, is hierdie gelykenis dan ook deel van 3 gelykenisse wat agter mekaar opgeteken is en dan ook saamwerk rondom die betekenis daarvan. In die vorige gelykenis was die fokus op die waaksaam of die gereed wees vir wanneer die Here kom, terwyl in die gelykenis die fokus meer val op die wyse waarop 'n mens gereed moet wees. En dit gaan dus oor die regte gebruik van dit wat aan jou geskenk word, om te kyk of jy vrugbaar is in jou lewe. En soos met die vorige twee gelykenisse is dit hier waar daar gevaarklokkies moet begin afgaan. En as ons nou praat van die regte aanwending van gawes en geleenthede, moet ons verstaan dit is nie net iets wat moreel staan nie. Dit beteken ook jy moet 'n volle bewustheid hê dat eendag gaan elke persoon voor die Skepper staan waar hy rekenskap sal moet gee vir alles in jou lewe wat jy gedoen het. En dit is vir daardie afrekening wat voor ons lê, wat hierdie gelykenis ons wil voorberei. Belangrik is ook om te let op vers 15, wat ons net weer herinner, dat aan elkeen volgens sy vermoë gegee word. Daar is nie 'n gelykheid of 'n eenvormigheid onder die mense nie. Onder God se mense is daar 'n verskeidenheid van begaafdheid en aanleg, en daarom kan niemand homself met iemand anders te vergelyk en dan probeer gevolgtrekkings daaruit maak nie, want elkeen het sy eie skoene om te vul. Nou elkeen van die slawe het 'n ander resultaat ingebring, en tog het elkeen van hulle dieselfde lofprysing van die man gekry, die eerste twee, naamlik mooi so goeie en getroue slaaf. Dit gaan nie vir die Here oor hoeveel jy ontvang of kan hanteer nie, of in terme dan daarvan terugbring nie, maar want is jou vermoë wat dit bepaal, maar op die ou ende wat vir die Here belangrik is dat jy gebruik dit wat jy ontvang om vrug te dra. En dis 'n baie belangrike skeiding wat gemaak word in die kerk. Jy kan ook hier sit as deel van God se koninkryk, maar gebruik jy jou gawes en jou talente wat hy vir jou gegee het vir sy koninkryk. Dra dit vrug of begrawe jy dit? Wanneer die derde slaaf dan voor die man verskyn om rekenskap te gee oor wat hy gedoen het, begin hy homself te wil regverdig oor hoekom hy besluit het om dit te begrawe. En as Christene doen ons dit ook baie keer. Ons regverdig onsself. Ons het baie keer redes wat ons onsself meer oortuig, goeie redes is. Hoekom ons nie ons gawes en talente hoef uit te leef vir die koninkryk van God nie. En net soos die derde slaaf, kan ons ook 'n paar aanhaal. Soos byvoorbeeld ek het dalk eintlik nie tyd nie, want ek moet nog eerder hierdie of daai ding eers vir my plaas doen. Of daar is ander wat gawes en talente gekry het, hulle kan dit doen. Of ek het nie ooghare vir die ander volk nie, hulle is te dom en lui, so ek gaan nie my tyd met hulle mors nie. Of ek is 'n man en 'n man doen nie daai tipe dinge nie. En dis maar net 'n paar voorbeelde, maar baie keer soos met hierdie slaaf, kom die verskoning selfs as beskuldiging selfs teen die Here. 'n taktiek wat gewoonlik gebruik word om blaam weg van jouself af te probeer skuif. En jy oortuig jouself dat hierdie redes geldige redes is. Jy troos en jy paai jouself daardeur om jou ledigheid teenoor God se koninkryk eintlik te wil regverdig. En dan as jy jouself weer kry, dan is dit al 'n klompie jare later voordat jy dalk weer gekonfronteer word hieroor, en dan haal jy maar net weer nog verskonings uit omdat dit voorheen vir jou gewerk het. Maar eendag is 'n dag onverwags, wat die Here terugkom en rekenskap gaan vra, en dan gaan jy kort kom. En dan gaan jy eintlik die woorde hoor, jou slegte en lui slaaf.
En dit wat jy gehad het, gaan van jou weggevat word en aan ander gegee word. En iemand wat so optree in die kerk, wys daardeur dat jy eintlik jouself glad nie vereenselwig met die belange van God se koninkryk nie. God se saak is nie vir jou so belangrik soos jou eie saak nie. En dit bring 'n mens dan by die vraag, maar hoe lyk jou verhouding dan met God? Is hy werklik die Heer van jou lewe, of sit jy eerder op jou eie troon? En kyk, die koninkryk van God is nie sommer maar net 'n saak van speletjies nie, nee. Dit is seker die belangrikste saak in jou lewe. En dis 'n saak van lewe of dood. So dan moet ek vra, hoe ernstig is jy daaroor? Die oordeel van God kan nie geringskat word nie, dit is skrikwekkend. Die onwaardige slaaf word uitgewerp in die buitenste duisternis waar daar 'n geween is en 'n geknars van tande, net om die ergheid daarvan bietjie te probeer illustreer. En in hierdie gelykenis word ons aangemoedig om met ons onderskeie gawes en talente te woeker. En dit gaan nie net daaroor om die oordeel vry te spring nie, maar eerder om vir ons 'n groot skat in die hemel daardeur bymekaar te maak. Hierdie gebruik en die woeker met ons gawes is baie belangrik. Nie net individueel nie, maar veral ook vir die gemeente. Want in Efesiërs 4 verduidelik die Bybel dat as jy 'n gemeente wil opbou, dan is dit juis so wat jy dit doen. 'n Gemeente word opgebou deurdat die lidmate hulle geestelike gawes gebruik en nie begrawe nie. En die inspanning wat ons dan insit, word dubbel bekroon, deurdat God dan in sy genade aan diegene wat het meer gee, sodat hulle oorvloed kan hê. So maak tyd, maak moeite, maak seker jy is in 'n verhouding met God waar jou lewe geplaas is onder die gesigspunt van die wederkoms van Jesus. Omdat jy uitsien na die koms van Jesus ons Here, rig jy juis jou lewe so in, dat dit in alle opsigte eer kan bring aan hom. Dat dit met ander woorde vrug lewer. Vrugbaar, deur jou gawes te gebruik, omdat jy jou volkome vereenselwig met die belange van die koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ook net weer deur hierdie gedeelte, net soos die vorige 2 kere, ons herinner om waaksaam te wees. Maar Here, terwyl ons waaksaam is, word ons ook opgeroep om dit wat U vir ons gegee het, tot U voordeel te gebruik. En daarom bid ek vir elkeen wat ook hierdie boodskap hoor, dat hulle ook die krag en die seëning daarvan sal ervaar, deurdat U met elkeen van hulle ook gaan. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. En mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, tussen ons wees en vir altyd bly. Amen.